Dankie dat U aan ons dink, met al ons weë en al die dinge waarmee ons besig is, Vader. Dankie vir die Bybelstudie vanaand waar ons van U woord kan leer. Dankie Here vir U liefde, dankie vir die genade op genade op genade, elke liewe dag. Vergewe asseblief ons sondes. Amen. 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 Sy. Nou, ouens, ek weet nie hoe voel julle, jy weet, om nou aan die einde van Johannes se evangelie te kom nie, jy weet, ek bedoel, toe ons aan die einde van Genesis gekom het, het ek ook amper gevoel, is dit nou die einde van hierdie ene? Maar jy weet, dan strek mens jouself nou maar uit na die volgende ene, jy weet, want ek bedoel, die woord van die Here, pastoor sê altyd, dis onuitputlik. Jy gaan nooit alles uit die woord uitkry wat daar is om uit te haal nie. Nou, ons het laasweek gelees van die opstanding. Ons het oor die opstanding gesels, maar vanaand sit ons nou met 'n ander ding, jy weet, die evangelie van Johannes het so 'n soort van 'n epiloog. Jy weet wat geen ander van die evangelies het nie, so 'n nadraai. En dis na die wat ons vanaand kyk. En ek wil net so half sê praat oor hoe het ons gekom waar hierdie stuk nou begin. Jesus het opgestaan uit die dood uit en volgens Matteus se evangelie hoofstuk 28 en Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan. Daar sal hulle my sien. En as ons nou verder lees tot in vers 16, sê dit, en die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het, of dan die berg wat Jesus hulle dan aangewys het. So ons weet nou nie of dit is waar die bergrede was, of waar hy die 5000 gevoed het. Jy weet, daar's baie berge in Galilea wat Jesus vir hulle kon sê om heen te gaan. Maar ek wil nou net hê ons moet verstaan hoe dit gekom het dat ons by die beginpunt van hierdie hoofstuk is, want in die beginpunt van hierdie hoofstuk sit daar 'n klomp ouens op 'n berg en wag. En dit is dan nou waar Johannes vir ons die storie optel, of waar ons begin lees. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus en 2 ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skuit geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Nou onthou nou, Jesus het vir hulle na 'n berg toe gestuur, en hier gaan hulle nou visvang. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en werf homself in die see. Maar die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, maar omtrent 200 el. Dis so tussen 90 en 100 meter. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê
en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Okay, ons gaan eers hierso pause en net na hierdie stukkie kyk, want hier's vir my 3 stukke in hierdie hoofstuk. Asseblief chip in as julle moet, of as julle voel dis nodig. Okay, so die eerste ding waarmee ons begin hierso is, die disippels wat genoem was die 6 vissermanne plus Thomas. Nou, dit was nou Johannes, Petrus, Jakobus, Andreas, ek dink dit was Nathaniel, maar dit is my baie interessant dat Thomas nou hierso is. En dit lyk vir my amper hier Thomas, nadat Jesus in die vorige hoofstuk vir hom gesê het, steek jou vinger in my sy en hier waar in my hand, het Thomas besluit, hy mis nou niks verder uit nie. Jy weet, Thomas was altyd so bietjie op die buitelyne gewees tot hier, maar hierso is hy is nou daar waar dit gebeur. So ons sien bietjie van 'n verandering by die karakter van Thomas. Rudy sê altyd, hy praat altyd van fear of missing out. Ek dink Thomas het dit gehad van hierdie punt af. Okay. Tweedens, in vers sê Petrus, ek gaan visvang. Nou in die Grieks is dit upago alioene. Okay, verskoon my uitspraak, maar iets baie interessants hierso. Want sy bedoeling daarmee is, ek is klaar hiermee, ek gaan weer 'n visserman wees. En dit in die Griekse taal is, die Griekse taalkunde daar, is daai 'n ding wat hulle 'n present indicative active noem. Met ander woorde, hy sê nie ek gaan visvang nie, of ek is nou moeg vir hierdie gesit en wag. Hy sê ek gaan terug na my ou lewe toe. Ek is klaar met hierdie storie. En hy vat die ander disippels saam met hom, of ten minste, daar was op hierdie stadium 11 disippels, ten minste 6 ander van hulle vat hy saam. Die wat nie saam gegaan het nie, daar was 11, so dit was moontlik ouens soos Matteus gewees, en die ouens wat nie vissermanne was nie. Maar die volgende ding, staan Jesus op die strand, maar hulle herken hom nie dadelik nie. En Maria Magdalena het hom ook nie erken toe Jesus opgestaan het uit die dood nie. En dit kom terug, welcome Frans, are you in, brother? Yeah, I'm in, thanks. I'm so glad you're here. Okay, welcome Frans. Okay, so dit kom daar by Jesus het nie meer gelyk soos wat hy gelyk het nie, maar nou moet ons ook sê, die skuit was omtrent 100 meter uit in die water gewees, maar mens kan iemand op 100 meter herken, as jy weet hoe daai persoon lyk. As jy byvoorbeeld 3 jaar saam met die persoon gewandel het en geleef het. En dan nou in vers 5 en 6 lees ons van 'n tweede wonderlike visvangs. Die eerste een het ons gekry in Lukas 5 vers 1 tot 9. So dis vir my heeltemal Jesus wat homself aankondig op die manier. Nog voor
Johannes is die eerste een wat die twee pennies bymekaar vryf in die volgende vers. Maar 'n baie belangrike ding wat ek dink ons in hierdie 14 verse kan kry, is dat Jesus vir sy disippels die verwagting van hom stel nadat hy uit die dood opgewek is. En dit is presies dieselfde wat dit was voordat hy gesterf is, of voor hy gesterf het. Nou hierdie ouens het staat gemaak op Jesus vir elke ding, vir die kos. Terloops, een van die kommentators waarna ek geluister het en bietjie gelees het vir die voorbereiding daarvan, sê hoe berei Jesus ontbyt voor? Baie eenvoudig, hy sê laat daar ontbyt wees. Okay, maar die lank en die kort wat vir my belangrik is hier is nog steeds is Jesus die verwagting wat hulle wat van Jesus is nadat hy gesterf het en opgestaan het, is die verwagting presies dieselfde. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou voorsien. Nick, Yes, Rudy. jy weet wat ons ook nie verstaan met wat Petrus nou gesê het is, jy weet nie vir die 3 jaar wat die disippels saam met Jesus beweeg het, jy weet daar was Judas gewees wat die geld bymekaar gemaak het en so voort. Ja, Soos ek ook al kommentaar gehoor het, daar was nie 'n tekort van geld onder hulle gewees nie. En nou het hierdie Petrus nou op 'n plek gekom waar daar's nou nie meer inkomste nie. Ek gaan moet plan maak vir geld. Jy weet, ek moet gaan visvang of wat ook al. Jy weet, dit is almal, jy weet, maar soos jy nou noem, jy weet, kom Jesus daaraan oor die gooi jou nette in, daar sorg Jesus nou weer vir hom. En Precies. Ek dink wat nou verder gesê gaan word, verder in die, hulle het nog nie ook nie regtig duidelikheid ontvang, jy weet, hulle het lering ontvang oor die 3 jaar, wat hulle weet moet doen terwyl Jesus daar is. Maar yes. ek dink, jy weet, hulle het ook nog nie die Heilige Gees nie, wat vir hulle 'n hulper gaan word om Rudy, daai is 'n God te baie werk. belangrike punt. Daai is 'n krities belangrike punt wat jy daar maak. Hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Waar's Rudy nou? Hier's hy. Konneksie het gegly. Okay, Rudy, hoor jy my weer? Ja, verkeerde knoppie, sorry. Nee, wat ek daar ek weet nie of jy gehoor het wat ek gesê het nie, maar jy maak 'n geweldige belangrike punt hier. Hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang op hierdie stadium nie. En ek dink dit sit dit in 'n baie interessante perspektief. Maar ek wil ook hê ons moet net onthou, hierdie ouens was veronderstel om vir Jesus te wag waar? Op die berg. Op die berg. En hulle het moeg, so hulle was eintlik besig om ongehoorsaam te wees hier. So ons sien hier iets van twee dinge, die genade van God, maar ook sy begrip vir ons menslike toestand. Jy weet, as jy so daarna wil kyk ook hier van vers 10 van vers 5 af, wat Jesus vir hulle sê, my kinders, het julle nie iets om te eet nie. Jesus weet, hulle het niks gevang nie. En hulle het niks gevang nie, want hy is God van die heelal. En hy sê vir hulle, gooi die nette aan die ander kant van die skei en julle sal kry. En as ons dan nou weer aangaan, jy weet, sien ons 'n baie mooi ding. Hulle land en hulle sien 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle gevang het. Daar's vis wat Jesus gemaak het, plus bring bietjie van die wat julle gevang het.
Kom ons unpack dit. Kom ons pak dit bietjie uit. Dink julle nie dit is iets wat Jesus ook vir ons van ons vra nie? Jy weet, ek gee vir jou, maar bring ook van jou eie. En dit kan in baie goedes wees, dit kan in ons finansies wees, dit kan met ons talente wees, dit kan met ons tyd wees, dit kan, jy weet, in die ministry. Dis 'n beginsel wat ek hier sien, maar ek wil graag weet hoe voel julle daaroor? Frans, what are your thoughts? Okay, there we go. Finally, you found the right button. I nearly pushed the wrong button too. Yeah, it's my opinion. This is just an opinion again, like always. God, I do believe that we as children of God need to take the first step. He does bring his side. That I can testify until the cows come home on their own. That I do know. But I also know that he's not just going to say to you, pick up a telephone and say to you, okay, Frans, I want you to do this. So sometimes it is difficult to understand what he wants, but so we have to bring our side. We have to go, okay, this is what I've been praying for. This is what I would like. This is what I think he wants me to do. And you go in for that. You start going to that. It's the same with me now going to go study for a pastor. It's not the first time it's come up to me. It's not the you know, and the people that spoke with me are not the first people to speak to me about it either. But after speaking to pastor and yourself, I realized that I've got to pull my weight there too, and then he will pull his weight. Absolutely. Absolutely. So that's my opinion, is that we have to go along a route. If it's the wrong route, he's not going to help. So we, yeah. No, something else just occurred to me, but I would like you to finish your point, Frans. Okay, so I found that by speaking to people in connection with that specific line of stuff that you think that God wants you to do, you quickly realize that if it is or isn't really what he wants you to do. So to answer your question, I believe, yes, we have to be the first ones to say, look, we pray about it. And I don't have the patience to wait for eternity. I really don't. I'm going to be honest. So I've learned to say, okay, this is what I've been praying for. This is how I feel about it. I'm going to go for it. If it's wrong, obviously I'm going to go for it with an open mind. If I feel that it's wrong, then I know this is not what God wants. If it's right, then God's there, right from the word go. So I think to answer your question, he will give his part, but he does expect us to bring our part. That's it. And sometimes, just sometimes, he wants us to make the first moves. It's the same as seeking, you shall find. If you don't open your Bible to read your Bible, you're not going to find him. That's it. That's simple as that. And also, you know, another verse that comes to mind when you say that, Frans, that comes to mind for me, I think it is Hebrews chapter 11, I think. Chapter 11, and I think verse 6. I stand to be corrected. I'm just checking that quickly. But just a second. Okay, it's that well-known verse that says, "And without faith it is impossible to please him." But now this part of the verse that says, "For whoever would draw near to God must believe that he exists, or that he is, and that he rewards those who seek him." Yes, agreed.
Mhm. Mhm. And the other thing that just occurred to me while you were speaking, Frans, I'm sorry, I'm going to switch back to Afrikaans now, is Ja, ja. daar was alreeds ontbyt gewees. En daar sou genoeg gewees het vir almal. Jesus sou nie 'n gebrekkige ontbyt gegee het vir sy disippels nie. Maar as hulle kant bring, is dit nou 'n ordentlike ontbyt. What God does is the provision, but the bounty, die plenty, die oorvloed kom wanneer ons deel bring. Agreed. Ek het Agreed. ek het gou nog 'n ander manier om na dit te kyk. Ja. Ek gaan begin by die ingooi van die waar Jesus gesê het, jy weet, luister boys, kom julle reg? Nee, okay. Nou julle het nou julle manier getry gou my manier, gooi aan die ander kant in. Aha, dis mooi gesê En dan- daar. En dan, alright. Jy weet, ons kyk nie na wat dit vir ons bring nie. Nee, ons kyk hierdie vis dalk op die verkeerde manier. Kyk dit miskien na siele of die koninkryk. Jy weet, hiersoos God se koninkryk, wat kan ons ook vir die koninkryk doen? Wat kan ons na die koninkryk toe bring? Alles kom neer op die einde van die dag oor die koninkryk. Alles gaan oor die koninkryk. Yes. En jy weet, as ons nou iets wil sit op die visies is, jy weet, hoorie boys, kom, bring alles wat julle het, alles vir die koninkryk. Mhm. Mhm. Okay, oom Marius, is daar iets van oom hulle se kant af? Ja, Nico, jy weet, as jy kyk na die net wat uitgegooi word deur die vissermanne voor die tyd, is dit baie dikwels die gedagte dat ons mense bereken ons eie maniere hoe ons eie dinge wil doen. Ons bereken nou eers die dimensies en die moontlikheid waar gaan die vis nou wees, en dan gooi ons sommer net die net uit. So ons is met ons eie berekeninge besig. Ons tree in 'n groot mate vleeslik op, as ek dit so kan sê. Maar wat die Here vir ons ook sê hierso is dat in alles wat jy doen, moet jy hom raadpleeg. Jy moet, wanneer jy die net uitgooi, of bereken wanneer jy 'n net wil uitgooi, waar moet dit mee wees? Moet dit aan die regterkant wees of aan die linkerkant van die boot of so aan? Jy sien, jy's of in die koninkryk van die duisternis of jy's in die koninkryk van die lig. Nou, as jy in die koninkryk van die duisternis is, dan funksioneer jy in die vlees, die duisternis wêreld. En dis alles vreeslik berekend. Maar indien jy in die koninkryk van die lig is, dan lewe jy in God se koninkryk, in sy wil, en jy moet hom raadpleeg, of jy raadpleeg hom natuurlik, omdat jy in sy koninkryk is, dag na dag. En of jy nou of jy gaan vis vang, en of jy nou wat ook al doen, jy moet hom raadpleeg. Jy moet hom ken in alles. Jy weet, hy sal vir jou lei. Jy weet, Johannes 14 sê mos, hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gaan het om plek voor te berei, kom ek weer terug, en ek sal vir julle, jy weet, en dan gaan hy anders sê ook, en ek stuur vir julle die Heilige Gees, en die Heilige Gees sal julle leer en lei in alle waarheid en oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Leer en lei in alle waarheid. So in elke ding wat jy doen, sal hy jou leer en hy sal vir jou lei. En ek dink ons moet maar net, as ons in sy koninkryk is, as jy kind van die Here is, dan moet jy net luister wat die Gees van God sê, die Heilige Gees. Jy weet, hy sal vir jou lei, hy sal vir jou leer en lei in alle waarheid.
En ek dink dis 'n baie belangrike aspek. En elke ding, of dit nou 'n skuit is, of jy nou gaan pastorale kursus gaan doen, en of jy nou gaan 'n graad swat of nie graad nie, of wat die geval mag wees, of jy werk, wat se werk, of jy moet trou, of jy moet allerlei dinge, alles, jou hele lewe, raadpleeg die Here. Raadpleeg hom. Ek wil net dalk 'n voorbeeld noem. Seker oom. Ons het rukkie gelede het ons was ons verplig. My seun het 'n stuk grond aangekoop. En die wetlike verpligting is dat jy moet ook 'n boorgat boor en jy moet bewys van water gee. En jy weet voordat ons dit gedoen het, en ek wil die Here al die eer gee. Geen eer kom aan my of my seun of wie ook al toe nie. Alles kom altyd die Here se eer toe. En hy het vir ons in Deuteronomium 8 dat hy ons gegee omtrent 40 jaar terug het hy ons hiernatoe gestuur en vir ons gesê, en ek gaan vir julle fonteine water gee en ek sal vir julle, jy weet, alles soos beskryf in Deuteronomium 8, dit is alles daar beskryf. En ons het daarop gestaan. En die dag toe die ou nou kom boor het, toe sê ons, Here, ons vertrou u, soos wat u woord sê. Want jy weet, daar moet 'n koneksie wees tussen God se woord en jou praktyk. Jy weet, die Heilige Gees, God se woord moet in alles betrokke wees en die situasie. En wat gebeur het is, al het geboor en ek het die Here gevra, Here, gee vir ons baie water, gee vir ons genoeg, want u sê fonteine waters sal uit die grond uitkom. Nou ons het reeds 'n fontein water wat oor die grond loop. En daai fonteinwater is seker in die orde van 40 na 60.000 liter per uur wat ons loop, jy weet. Maar daar moet ons toe nou bewys lewer en ons het geboor en ons het veelvuldige en oorvloedige water gekry. Prys die Dit Here. wat my verstand totaal te bowe gegaan. Dit het my in 'n groot mate so oorweldig dat ek sê, Here, dit is net 'n absolute wonderwerk. Jy weet, en as jy God in jou saak inbring, dan tree hy vir jou na vore. Hy loop vir jou die pad uit. Want hy's 'n wondergod. En hy weet wat is jou behoeftes en hy weet wat is jou hart se begeertes. En hy sal vir jou voorsien. En as jy op sy woord staan, sal hy vir jou voorsien. En as jy op hom vertrou, sal hy vir jou voorsien. Dis al wat ek wil sê, dankie. Dankie oom Marius. Nou, ek het vroeër verwys na die eerste wonderlike visvangs in Lukas. Jy weet, ek wonder hoeveel keer wat Jesus vir Petrus daar gesê het, volg my en ek sal jou 'n visser en jy sal 'n visser van mense word. Ek wonder hoeveel keer het daai gedagte deur ou Petrus se kop gegaan in hierdie stuk. Voor ons aangaan hier, is daar voor ons aangaan na die volgende paar verse toe, is daar enige iets van iemand anders af? Cecilia, jy het altyd interessante vrae, maar jy vra hulle nooit nie. Ja, nee, ek kan net sê amen daarop, want hy is regtig goed vir ons. Ons moet dit ons deel bring. En dit is wat die wonderlikste van alles is. Dankie. Daar sê, nie skaam wees nie asseblief Cecilia. Okay. So kom ons gaan nou aan na die yes. Kom ons gaan aan na die volgende. Okay. Goed Cecilia. Kom ons. Dis reg man. Dis 'n probleem as mense ding audio only doen. Weet jy, ek sien dit so baie keer met my klasse, met my studente. 'n Videoklas is soveel makliker want jy onderbreek nooit jou student nie en hy onderbreek jou nooit nie, maar jy stamp partykeer so 'n bietjie koppe op as jy nie mekaar kan sien nie. Okay, kom ons gaan dan na die volgende paar verse toe en dis vir my nou 'n baie kosbare stukkie hierdie.
vers 15. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Nou, hierdie aanspreek wat Jesus vir Petrus gee hier. Hy het hom altyd hy het vir hom 'n nuwe naam gegee, Petrus. Nou, ek dink dit is nou soos wat Jesus sy mond oopgemaak het en met Petrus gepraat het daar. Is dit vir hom gewees soos wanneer jou ma jou op jou volle name noem as jy stout was? En ons moet nou onthou, Petrus kom nog, die ding van Petrus wat Jesus 3 maal verloor het met die kruisiging. Ek dink is nog baie vars in sy gedagtes en hy was nou net ongehoorsaam gewees ook. So hier sê Jesus vir hom: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Hy vra hom die derde maal: Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Jesus sê vir hom: Laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy vir hom gesê om aan te dui deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom: Volg my. Nou, hierdie uitdrukking wat Jesus gebruik oor jy sal jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord, is 'n eufemisme vir jy gaan gekruisig word, soos wat ek gekruisig was. So Jesus maak vir Petrus hier bekend. En mense moet eintlik die vraag vra, hoekom doen Jesus dit? En ek dink dis 'n vraag wat 'n antwoord verdien. En die antwoord wat ek kry daarvoor is, sodat wanneer daai dag kom, jy weet dit is my wil, sodat jy my nie weer 'n keer verloon wanneer jy in die moeilikheid is nie. Mens kan baie daaroor redeneer, maar dis my opinie daarvan. Nou, in hierdie paar verse is dit nodig dat mens na die Grieks gaan kyk. Anders gaan jy nie die hele effek daarvan kry nie. Want Jesus sê vir Petrus: Het jy my waarlik lief? En daai woord vir liefde daar is agapo. Het jy daardie ultimate onemosionele selfverloonde liefde? Dis wat Jesus vir hom vra: Het jy my waarlik lief? Agapo jy my? En terloops, meer as hulle hier in die Afrikaans 53 oor more than these, daardie woorde wat ek daar in blou en onderstreep het, is nie in die Grieks nie. Dit is woorde wat die vertalers ingesit het om die sin te laat sin maak. Die Grieks eindig by: Het jy my waarlik meer lief? Dis wat hy hom gevra het, maar dit antwoord nie die vraag van meer as wat nie. En die vraag wat mens dalk veel moet antwoord, wat mens dalk moet sê: Het jy my meer lief as hierdie bote en hierdie visse wat jy nou net gevang het? Nie soseer die ander mense hier nie, meer as al hierdie dinge wat jy vir jou lewe wil hê. En Petrus antwoord en hy sê: Ja, Here,
U weet dat ek u liefhet, maar hy gebruik 'n ander woord. Hy gebruik die woord filio. Jesus vra, agape jy my Petrus? En Petrus sê, ek philo u, Jesus. En phileo is 'n ander soort liefde. Dit is die liefde, dis 'n broederlike, diep broederlike liefde, soos wat ons vir mekaar het, vir ons ander boeties en sissies in Christus. Dis daai is die filio liefde. En dis nie wat Jesus vir hom gevra het nie. So ons sien dieselfde in vers 16, die agapo versus die filio wat Jesus vir hom die tweede keer vra. En die derde keer wat Jesus vir hom vra, in vers 17, het jy my lief, gebruik Jesus ook die woord filio. Nou, Petrus claim hierso hy het Jesus met hierdie liefde lief, maar hy verloon Jesus, hy's ongehoorsaam gewees. En dit is, ek dink hier wat Petrus bedroef raak, dat Jesus vir hom, okay, Jesus sê vir hom, agapo jy my? Agapo jy my? Okay, jy sê dan jy filio my, so filio jy my. Dis net, dit sit vir my regtig waar hierdie ding in perspektief. En ek dink Jesus gebruik hier 'n baie publiek manier om Petrus terug te sit op die pad. Hy het hom 3 keer verloon waar verskillende mense hom in 'n privaat gesprekke gehoor het, en hier publicly sit Jesus hom terug op die regte pad. En hy gee vir Petrus 3 opdragte. Laat my lammers wei, pas my skape op, en laat my skape wei. En wat ek persoonlik daar uithaal is, tot nou toe was Jesus die aangestelde herder gewees vir al die gelowiges. En dis vir my, Jesus gee hierdie herdersamp nou oor vir Petrus. Maar dit is wat ek daar uithaal. Ek hoor graag nou weer van julle. Nick, jy het nou verduidelik wat beteken, toe maar jy het die ander liefde ook verduidelik, toe maar. Maar terwyl ek nou maar die geleentheid het, ek dink ek het dieselfde idee gekry oor die herderskap. Jy weet ons vandag as ons noem ons pastore die herder van die gemeente. En alhoewel Jesus nog die goeie herder is, jy weet, het hy nog steeds die herders op die aarde nodig, en dit verduidelik baie waarin op Petrus as apostel se lewe heen gaan, na die uitstorting van die Heilige Gees, wat hy, jy weet, en ek dink as jy kyk na want hy noem lammers en hy noem skape. Nou lammers Dis is reg. Die kleintjies, ja. Ek kan nie onthou wat Jesus ons genoem het, sy lammers of sy skape, as hy praat toe hy die goeie herder was nie. Maar wat ek kan, my skape ken my stem en volg my, ja. So ek dink, jy weet, hy het gepraat van die lammers as dalk nuwe gelowiges, en dan jy weet die skape as die ander apostels of die kerke wat volg daarna dalk. Yes. Die ouens wat as daar nou diakens geskep was of ouderlinge of whatever wat die ander kerke dan moet, jy weet, hy was, maar Petrus was gesien, jy weet, Paulus het gesê, dit was aan hom geopenbaar dat Petrus die apostel was vir die Jode, en hy en Paulus die apostel was vir die heidene. Die heidene. Jy weet, die skape kan nog steeds dalk wees, die Jode dalk, of jy weet, either or. Ek het nie genoeg om daarby te las nie. Dit is waar ek stop. Maar Rudy, ek is bly jy sien die ding raak dat hy praat van lammers, maar hy praat van skape ook. Hy praat van onvolwassenes en hy praat van die volwassenes ook. En hulle moet almal kos kry.
So ons moet seker maak ons kyker vir onvolwasse of nuwe Christene en ons gee vir hulle die geleenthede, maar ook ons moet kyk vir die wat volwassenes is, want dis baie mooi as 'n skapie gebore word en jy sien daai skapie groot word en eendag is dit nou 'n groot ooi met wat self nou dalk nou weer 'n lammetjie het. Dis 'n vreeslike mooi ding om te sien. Maar as jy gaan ophou om daai skaap te voer, gaan daai skaap ook doodgaan. Ja, maar okay, onthou ook nou want hy het net gepraat van voer nie, né? Hy het gesê Ja. laat my lammers lei. Toe sê hy Wy? wy, Ja, laat my skape lei my skape en toe sê hy Ja. laat my skape lei. So hy Ja. hy het twee keer wy gesê, maar hy het ook een keer gesê lei ook. ja, die Engels sê, die tweede ene sê pas my skape op. Die Engels sê tend my sheep. Okay, daar's ekskuus ja. So hy het gesê dat jy weet wy die lammers moet wy en die skape moet wy en dan moet die skape oppas. Maar hy het nie gesê jy moet die lammers oppas nie. So dan Ja. die skape gaan die skape moet die lammers oppas, maar jy moet die skape lei. Is dalk Ag, 'n interessante punt wat jy maak daar. Die skape moet die lammers oppas. Ja. Okay. Oom Marius? Ja, Nico, ek weet nie, ek dink julle het goed daaroor gekookus en gepraat. Ek wil nou nie nog byvoeg nie, maar ek dink die lammers verwys amper na 'n onvolwasse skaap, jy weet. Mhm. Wat met beskerming nodig het en leiding nodig het. Yes. En dis hoe ek dit ook sien. Mhm. En dat 'n herder moet natuurlik jy weet die skape oppas en die lammers laat wy. Ja, dit is nogal 'n interessante punt. Ek het nog nooit daaroor gedink nie, jy weet. Ja. Mhm. Ja. Ek het gaan kyk na die Grieks agter dit. Daar's nie iets in die Grieks wat uitkom soos hierdie 3 keer wat Jesus vir Petrus vra het jy my lief nie. Okay, kom ons gaan aan na die laaste stuk van die hoofstuk toe. Ekskuus. Sy vers 20. Wag, ek het iets Yes, Rudy. wat in my kop gekom het. Alright. So hy het nou Yes. die eerste keer agapo gesê en die laaste keer het hy gesê wat sê ander liefde? Philios. Ja. Okay. Maar dan het hy, jy weet, dalk het hy dit intentionally gesê wat hy dat okay, met daai eerste twee wil hy daai agapo liefde hê vir sy lam en vir sy skape en dan waar hy sê van sy skape moet wy weer, soek hy dan daai liefde vir wat as 'n herder vir daai skape dan. Dis dalk nie omdat hy nou frustreerd geraak het met Petrus wat die hele tyd net daai liefde beskryf nie, maar dit kon dalk jy weet intentionally gewees het. Luister jy moet daai agape liefde hê, maar jy moet die liefde ook hê. Soos jy praat van broederliefde vir jou gemeentelede of whatever. Jy moet daai liefde wil hê, jy moet daai liefde vir jou skape hê. Okay. Nou is ek klaar. Okay. Kom ons gaan gou aan na vers 20 toe. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus liefgehad het. Die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het: Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus: Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom: As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Dis die tweede keer wat Jesus dit vir Petrus sê hierso. Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, kinderstorie, dat daardie disipel nie sou sterwe nie en Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly lewe totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig
en hierdie dinge beskryf het en ons weet dat sy getuienis waar is. Daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het. Maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. En ek dink Johannes sluit sy evangelie hier af met 'n baie belangrike ding. Volg my. Dit is op die einde van die dag wat Jesus vir elkeen van ons sê. Volg my. Wat daardie ander broer wat jou irriteer se verhouding met my is, gaan jou nie aan nie. Volg jy my hê. Volg jy my. Hê jy 'n verhouding met my. Dit is die gedagte waarmee Johannes vir my afsluit. Ja, en ek wil net so ietsie hier byvoeg. Jy weet, ek sal amper sê, los ander mense uit en fokus op my. Aha. Jy weet, want ons is so geneig om te kyk wat ander ouens doen en wat hierdie ene doen en wat daai ene doen, in steede van dat ons op God en op Jesus fokus, sy leiding, sy Heilige Gees. Moenie aan ander dinge steur nie. Jy weet, ons is so geneig, maar wat van daai, wat sê hy, wat doen hy, en ons is mense is altyd geneig om besig te wees met ander mense. Maar as jy los daai goed uit, dit gaan jou nie eintlik aan nie, volg jy my. En ek wil net vinnig hierso spring, Rudy, ek wil net hier vinnig spring na Romeine 8 toe. Romeine, ek dink dit is 37. 38. Jy weet wat ek hierby wil sit, wat die Heilige Gees geïnspireer het vir Paulus om te skryf, want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. So never mind wat om jou aangaan. Volg elkeen van ons vir Jesus. Rudy, jy het ge-unmute nou net. Kyk, Petrus het daai vraag gevra, weet ek het nie daai deel ooit verstaan van nadat hy hom gevra het oor die skape nie. Vertel het oor die skape waar hy nou gesê, hoorie Petrus, so gaan jy ly eendag vir my. Dit wat met jou gaan gebeur. En met daai perspektief het hy toe nou vir Jesus gevra, right, nou wat van Johannes nou? Wat gaan nou met, dis kom hy hom gevra het, wat gaan met Johannes gebeur, en dis kom Johannes gesê het, Jesus gesê het, wat as ek hom laat los met die lewe tot ek weer kom? Jy weet, hoeveel keer het hulle Johannes probeer doodmaak en hulle kon nie, en ek en jy het al hierdie gesprek gehad, daar's baie mense wat glo Johannes lewe vandag nog, maar daar's genuine mense wat dit is vandag nog, maar ek dink dis hoekom, jy weet, met daai perspektief gevra is, jy weet, wat gebeur nou met Johannes, want almal het geweet, hy is die blue eye boy, Jesus het vir hom en ek dink dit het vir Petrus baie irriteer. Ja, maar hy was ook lief vir hom. Ek dink jy het Handelinge gelees. Hoe lank het Petrus en Johannes saam beweeg? Nie baie lank nie. Maar 'n redelike gedeelte het hulle saam beweeg. Hulle het saam geminister. Okay. Ouens, is daar nog gedagtes van julle kant af? Hi, me. Oh, Frans. Yes, I've been waiting for you. I agree fully, absolutely fully. If you look at that, now I'm looking from the English versions, okay?
My Afrikaans Perfect. is not so kosher. If I look at it from what I read in my English version of Bibles that I have here, Mhm. God instructed that the lambs, the sheep, must be looked after and must be fed. Uh-huh. If we are busying ourselves, and this is why I see your question, if we are busy ourselves with the work of the Lord, we don't have time to wonder about what the next person's doing. Uh-huh. So I think that the last piece of John, what he said there, and I have looked at this before, is but you've got to take the whole chapter into context. That's what I see it. Number Uh-huh. one, we need to like I'm bad with names. Like he said, like the one chap, he said that first things first, we need to communicate with God constantly. Not just when things are when we're in a bad space. We need to continue constantly. Like for when they needed to do borehole, they need to drill a borehole. We can come up with all the weird and wonderful ways. I mean, there's guys that believe that they walk around with a coat hanger, and I don't know, but somehow the coat hanger picks up the water. I don't know how, but anyway, I'm not interested. But if we and the guys in the boats who threw the nets on the wrong side, because we're always too hasty to do what we need to do. But we'll spend all the time we need to spend on trying to find the fault in somebody else. If you That's understand what very I'm saying. true. That's very true. So And what I I'm think is taking the this, what I rebuke. I'm think, taking the rebuke in that. what I'm saying is in this chapter, basically this chapter to me lays out just how our lives must be. Number one, we need to communicate with God as much as we can. The more we communicate, the more we'll hear him, the more we'll do exactly as he needs it done. Number two, we need to look after the lambs, the sheep, as not a shepherd, but as a helper to the shepherd. Look, as far as I'm concerned, Jesus is the shepherd. And we are just here to help him with the others. Because we all know how easy it is to wander away from where we should be, wander off the beaten track. Yeah. And then finally, those final verses is basically saying, if you're doing what I've asked you to do in the first one and the second one, you don't have time to worry about the third thing. Which is what the Or next am I wrong? person is doing. Now, it completely Yes. stands to reason, Frans. It does. You see, if I can just bring in something here again, it's about the spoken word, and as you can actually listen to the text actually indicates Peter, he was talking about Johannes, so he was referring to him, and it was not really his concern. Jesus told him, it's not really your concern. Concern you rather with God's kingdom and his directive, as Frans actually said. But I think we don't always realize, and I think many of you know about this, is the power of the spoken word. It can either be destructive or it can be Constructive, yeah. constructive, So and I think this is what also Jesus is actually telling us here, is that be constructive in your wording, in what you say to others or about others, but rather focus on my will and my directives instead of
talking to others and talking about others and slandering and all of that sort of type of thing. So, and I think that's a very, very important thing. You know, in the last week I've read a few examples of ministers where the people in the church actually was talking negative about events in church and how it impacted on their lives. You know, negative slandering and negative talks. So one has to be and complaining, negative talk and complaining. God hates it, you know, and this is a type of an indication that, you know, God hates sin, for example, but there's another thing that he also really dislikes, and that is when people slander other people, you know, or talk badly about others, or complain about situations or other people. And I think we as his children should really focus on our wording, how we talk to one another, how we talk about other people, and et cetera, et cetera. So I think it's a very, very important aspect. Okay. I agree fully. All right. Ouens, dit is nou net so voor 8:00. Oom Marius, mag ek vir oom vra of oom vir ons sal afsluit met gebed asseblief? Heavenly Father, we thank you for this opportunity Amen. to just come together, to be in your presence and to be guided by you and by your word, so that we can follow you and not ourselves. Because ourselves, our selfish motives, our fear which we have, is sometimes dominating our lives, and we want to subject ourselves and commit ourselves to you in this day, so that we can be selfless people and being without fear, so that we can follow you and just so that we can experience your godly love and your glory. I pray, Lord, that you will bless everyone tonight. I bless everything, every word that has been said, to the glory of your name. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, ouens, baie dankie vir almal. Sien julle volgende week, dan begin ons met die briewe van Johannes. Goed, is goed. Lekker slaap. Seën en vrede vir almal. God bless. Totsiens. Bye bye. Bye.